Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u vanmôre opgestaan het met nie te veel skete en pyne nie, maar dat u vanmôre opgestaan het met 'n lied in die hart, omdat u weet dat die Here leef en dat op die troon van die hemel sit. Die gebed van my hart is dat die waarheid van sy woord die voetstappe sal rig en dat die Here u sal lei na waters waar rus is. Nou, ons is besig met hierdie baie besondere reeksie wat handel oor Bybelse berading vir blywende verandering. Ons is tans besig met die oudwordproses en ons wys 'n paar gevare uit en uitdagings wat ons mee te doen gaan kry in die oudwordproses. Ek het vir u gesê dat ons juis ons mense in die gemeente moet leer, kinders van die Here moet onderrig, sodat hulle in die oudwordproses God kan verheerlik. Want ek het vir u gesê, die aanhaling van Dr. Jill James, dat die kerk het baie keer nagelaat om mense te leer hoe om waardig oud te word, en daarom kry ons vandag baie ouë mense wat selfgesentreerd is, wat hardkoppig is, wat nie luister na ander nie. Daar's min nederigheid, daar is min van die liefde van Christus in hulle, en hierdie dinge wil ons verhoed as kerk van die Here Jesus. Want die Bybel sê vir ons dat dit is 'n wonderlike ding om waardig oud te word. Want vriende, grysheid bring sekere kosbare genadegawes na vore, wat ons ook aan die volgende geslag moet oorlewer. En daarom kyk ons vanmôre 'n bietjie na hierdie uitdagings, en ons kyk bietjie na hierdie gevare, en ons het bietjie gekyk gister na die gevaar om te verlang en te veel te lewe in die goeie ou dae. Die tweede gedagte vanmôre is, wat baie belangrik is, wat ons moet sien in hierdie oudwordproses, is dat daar God gegewe nederigheid sal wees met al die veranderinge wat ons elke dag in die oë staar. Vriende, God gegewe nederigheid is nodig met al die veranderinge. Die Bybel sê vir ons daar in Prediker 12 vers 5, u sal onthou, ek het dit vir u gelees toe ons hierdie reeksie begin het, daar staan ook sal hy bang wees vir 'n hoogte, en verskriklike dinge sal op die pad wees, en die amandelboom sal in bloei staan, en die springkant sal homself met moeite voortsleep, en die kapperkruik nutteloos wees, want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaar sal op die straat rondgaan, voordat die silwerdraad verwyder word, en die goue oliekruik stikkend val, en die kruik by die fontein gebreek word, en die wiel stikkend in die put val, en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer, wat het gegee het. Vriende, Salomo beskryf so pragtig vir ons, hoe die oudwordproses en die veranderinge in die oudwordproses na vore kom. Ag, ons het gelees, en ek het nie tyd om alles te lees nie, maar die oë wat begin verswak, en die ore wat nie meer mooi hoor nie, en die tande, vriende, wat stomp word, en jy verloor jou tande, en naderhand is dit stel valstande wat jy kry, en daar is die plooie wat in jou liggaam na vore kom, jy beweeg stadiger, jy vat stadiger, jy doen stadiger, daar is alles in jou liggaam wat besig is om duidelik uit te roep, hierdie liggaam is besig, die uiterlike is besig om te vergaan. En daarom is het belangrik om in nederigheid na die Here te gaan, en nie ietsie grimmig te raak, en kwaad te raak, en gefrustreerd te raak, as jy nie meer die persoon is wat jy 10 en 15 en 20 jaar terug was nie. Jy sien, Salomo beskryf die proses van agteruitgang, en sommige beskryf dit as die proses waar ons terugbeweeg na kind wees, in sekere bewegings en beperkinge. En ag vriende, dit beteken nie, dat ouer mense niks meer vir hulle self kan doen nie. Maar glo my, met my eie oë het ek al gesien, hoe ouer mense so agteruit gaan, dat hulle kinders moet begin help, en hulle begin beweeg van punt A na punt B, miskien hulle bankdienste oorvat, miskien vir hulle begin help met sekere transaksies wat hulle moet doen, selfs wanneer dit by die kosmaakproses kom, om te sorg dat hulle begin eet, want hulle raak al hoe swakker, en hulle kan nie meer eet nie, en daarom vra ek vir u, dat u nou al reeds vir die Here sal bid vir nederigheid, in hierdie veranderingsproses. Dat jy nie ietsie grimmig sal raak, wanneer iemand jou wil help, of wil bystaan, of wil versorg, of begelei nie. En ag vriende, alhoewel my verstand miskien nog helder kan wees, onthou my krag begin afneem, en ek het ander mense in my lewe nodig. Hier wil ek graag met ons, miskien middeljarige en jonger geslag praat, moenie pa en ma as 'n invalide behandel, as hulle nog nie een is nie. Geef vir hulle 'n kans, en staan hulle by om vir hulle self te dink, en te doen, sover hulle kan. Maar soos die oudwordproses begin om sy tol te eis, staan hulle by met die liefde van Christus, met die sagmoedigheid van die Here, die lankmoedigheid, wat jy moet bid, om hierdie ouer mens by te staan. Want jy gaan ook ouer word, en dan moet daardie lankmoedigheid ook aan jou bewys word. Daarom is frustrasies, woede, kortafgesindheid, vriende, iets wat nie by ons ouer mense teenwoordig moet wees nie. En as jy moet so temperamentstoei, vra die Here, dat jy dit sal bely, en sal laat staan, en elke dag vir barmhartigheid sal vra. Die Here Jesus self nooi ons, daar in Matteus 11:28. En hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee.
neem my juk op julle en leer van my. Jesus sê, kom leer van my. Wat moet ons van hom leer? Hy sê, ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Vriende, baie jare terug in my gemeente daar in Vredendal, het ek 'n tannie Ria Bonzaier ontmoet. Wat 'n wonderlike tannie. 'n Tannie wat in die ouete huis beland het en waar meeste geklaad oor die kos en geklaad oor die versorging en geklaad oor hoe dit daar lyk en hulle wil nie daar wees nie en selfs aggressief was. Het hierdie tannie as ek haar besoek, dan sê sy vir my, Dominee, ek is so dankbaar teenoor die Here. Hulle sorg so goed vir my. Ek het so lekker geslaap gisteraan. Die kos is so lekker. En dan begin sy om haar getuienis van redding vir my te gee. Telke maal as ek daar kom, het dieselfde proses om afgespeel of dieselfde gebeur om afgespeel. Die tannie vertel vir my hoe goed die Here vir haar is. Sy eer die Here en dan hoe die Here haar siel gered het. En sy is vir my iemand wat uitstaan, vriende, soos 'n paal bo water. Van iemand wat waardig oud geword het, iemand wat met die liefde van Christus deurdrenk was, iemand wat die oudwordproses aanvaar het as iets wat die Here oor hulle lewe bring, en met nederigheid en met sagmoedigheid die pad gestap het, tot sy gesterf het. En ag vriende, hoe wonderlik om hierdie dinge te sien. Aan die ander kant het ek 'n oom leer ken daar, wat by my gemeente begin besoek het, aggressief, soveel so dat die hospitaalpersoneel soms met my gepraat het en gesê het, hierdie oom behandel mense ongelooflik swak en skree op hulle en skel op hulle, en ek het eendag by sy bed gestaan en hom redelik hard aangespreek, en vir hom sê, oom, as jy bely is 'n kind van die Here, dan hoort hierdie gesindheid nie by jou nie. Ag vriende, ons weet, ons het al reeds daaroor gepraat, soms is daar kwessies waar iemand miskien 'n breingewas kry, iemand miskien Alzheimer's begin kry, en daar is sekere dinge wat in hulle liggame gebeur. Ons praat nie van hierdie uitsondering op die reël nie, ons praat van mense wat in die oudwordproses nie wil aanvaar hulle word oud nie, en ander mense sleg begin behandel. Die verandering in hulle liggame verag, eindelik teenoor God rebelleer en sê, Here, waarom het U my so gemaak, en waarom moet ek oud word, en ek hou nie daarvan, en ek stem nie saam met hierdie proses nie. Vriende, aan die ander kant is dit beter om te sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Saam die oudwordproses kom daar baie veranderinge. Soos hierdie tannie eendag vir my gesê het, tannie Ria Bonzaier, sy het gesê, Dominee, saam met die ouderdom kom daar baie maters. Daar kom baie mense wat jy, of dinge wat jy nie gevra het om deel te wees van die ouderdom nie. Maar dit kom, dit is deel van die oudwordproses. Gaan lees die Bybel. Telke male lees ons ook hoe kinders van die Here deur hierdie proses gegaan het. Maar God is getrou, wat ons in die jong jare, in die middeljare en in die ou jare sal dra, sodat ons vir hom 'n lewende getuie sal wees, om hom in alles te verheerlik. Daarom, die tweede gevaar en die tweede uitdaging waaroor ons gepraat het vanmôre, pas op vriende, dat u nie die verandering in u liggaam met 'n weersin probeer hanteer nie, maar met 'n nederigheid en 'n sagmoedigheid wat jy van die Here afbid, daagliks, elke dag, een dag op 'n slag, sodat jy die Here kan verheerlik, sodat ander om jou kan sien, jy's anders as hulle, dat Christus in jou woon, en dat hy ook kosbare siele wil red deur jou getuienis, en deur die wyse waarop jy waardig oud word, om die Here te verheerlik in die veranderingproses in jou liggaam. Mag die Here ons seën, mag hy ons genade gee, mag hy homself verheerlik ook in hierdie proses. Groete vir u en mooi dag verder. Tada.